Cornelia, Johan, Magdalene, Corlea, Ama, Jansen en Van der Wetering. Ons is hier saam met julle om afskeid te neem van Hannes en om te dank vir hom. Baie sterkte, God se seën. Baie dankie vir almal wat hier is. Baie welkom, ook aan die mense wat saam luister. Ek weet mense luister in Pretoria saam, in Nederland luister mense saam, en julle allemaal ook hartelijk welkom in Nederland, de Mulders, Roepsjoes, de Jansens, en nog meer misschien, hartelijk welkom. There are also English-speaking people amongst us who came especially from the United States and abroad to be here in this service. Most welcome. Terribly sorry that the service won't be in English. This is a good opportunity for you to learn some Afrikaans. Ek is Hannes se broer. Ek is 'n voorganger, was in Suid-Afrika, voorganger nou in Nederland, Europa. Ek wil sommer nou vir julle baie eerlik sê, dit is my broer en ek is wel 'n dominee. Maar as die twee saamkom is heavy. Ek kon nie nee sê nie, want ek wil nie nee sê nie. Dis my broer en die boodskap van die Here is so fantasties. Ek wil dit deel, maar ek dink julle sal almal verstaan. Ek het ook traankliere en ek weet nie of ek hoe dit gaan werk, hoe ek met my emosies gaan regkom nie. En dan gaan ek maar 'n bietjie sit en 'n slukkie water vat. Ek het 'n backup, soos met my computers ook doen. My goeie kollega Dominic King, maar as ek dit nou regtig nie meer kan hanteer nie, dan sal hy dit verder doen. Maar ek glo dat die Here ons daarin sal help. Is maar net dat julle by voorbaat weet. Die berge, die bosse, die vlaktes, die rollende donder, die bruisende branders, die wye vlaktes en die wye berge, die getjilp, die geblaf en die geblær van diere en Hannes Jansen. Die Here van die hemel en die aarde het hulle almal gemaak. Hy help ons vandag. Hy is ons God. Hy alleen. Amen. Die Here groet ons. Hy sê, gee julle genade, gee julle vrede. Ek beloof julle my nabyheid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons antwoord is daarop, amen. Ons het liedere uitgesoek saam met mekaar. O ja, dit is nog iets wat ek moet sê. Ek is 'n bietjie 'n Afri-Dutchie. As 'n mens na 15 jaar in Nederland ontwikkel jy jou eie taal. Dis 'n mengeling tussen Afrikaans en Nederlands. So die Afrikaners, as jy sê, hoor jy hierdie ou gebruik 'n paar vreemde woorde wat nie HAT staan nie, dit sal heeltemal so wees. En ek glo julle sal uiteindelik wel verstaan. Kom ons sing met mekaar liedere wat ons saam met mekaar uitgesoek het. Psalm 27, God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Here wat hulp verskaf in nood. Dis 'n lied wat Ma Jansen, Ma van Hannes veral ook uitgesoek het. Sy sê asseblief, kan ons dit met mekaar sing. As dit vir julle moontlik is, kom ons staan en dan sing ons dit almal saam, hartlik saam.
Kom ons praat met Hannes se Maker. Kom ons bid saam. Here van die hemel en die aarde, onze Vader in die hemel, is nou lekker. Jy het sulke mooie name, hulle beteken so baie, sê so baie. Hulle gee ons moed, krag, lewe, liefde, perspektief. Ons het nou net daarvan gesing. Wauw. Maar hoe moet ons dit nou vandag verstaan? Hoe moet ons U nou verstaan en ken? Nou terwyl ons so ontsettend seer kry, rou is, stikkend is. Selfs as ons die woord verdriet gebruik, dan voel dit nog soos watte, so sag. Wat so soort God is U nou, wat so pragtige jong man, eggenoot, pa, seun, vriend, broer, 'n lewensgenieter van ons wegvat. Ons verstaan nie God. Hoe moet ons dit nou vir mekaar verduidelik? Vir die kinders. Wat sê ons nou vir hulle wat vandag hier is, maar U nie ken nie, en nie in U glo nie, wat nie verstaan wat ons nou gesing het nie. God van lewe, maar Hannes is dood, en dit is die feite. En hier is 'n pragtige jong vrou en 3 lieflike kinders wat hom nodig het. Hier is 2 bejaarde ouers, skoonouers, vriende, broers. God, U het mense ons gemaak om te lewe. In hierdie pragtige aarde, lieflike land, daarop te woon, daarop te werk, te versorg, daarvan te geniet. En U het net een Hannes gemaak. Nooit sal daar weer hierdie Hannes leef nie. Hoe nou? Hoe moet ons dit nou verstaan? Help ons asseblief. Want die dood hoort ons nie te wees nie. U wil ons nie dood nie. Daar is soveel mense wat liewer dood moet gaan, omdat hulle so sleg is. Dis wat ons eerlik gesê partykeer dink. Baie keer dink miskien, maar Hannes, vriend van almal. Dink baie van ons sal wens om so baie vriende te mag hê. Pa en ma se geliefde kind, man, pa. Sy lewe het gebruis, getintel en gefonkel. Woordelose energie gehad, soms te veel om lekker te kan slaap. Hy het elke sentimeter van die fantastiese skepping waar hy gekom het geniet, mens en dier. Hoekom God, hoekom? Huil, dis wat ons doen, maar dis nog 'n eufemisme. Suid-Afrika het voorbeelde van mense soos Hannes nodig. Hy was nie perfek nie, dit weet ons, dit weet U nog beter. Hy het ook sy kwale, sy kwellinge, sy worstelinge, sy tekortkominge. En ons wil nie maak asof iemand wat nou dood is perfek was nie. Maar ons is nou hier saam in U naam. U het gesê U help ons. En nou vra ons U vandag, God help ons. Help ons om te verstaan. Help ons om te sien. Help ons om afskeid te neem. Troos ons, bemoedig ons, leer ons, lei ons, help ons om verder te gaan. Asseblief. Want sonder U is daar nie hoop en troos nie. Pragtig, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Ons weet dat die dood maar net 'n deurgang is, want U het die dood oorwin. U wil nie dat hierdie dinge gebeur, hierdie dood nie. Want U is heerlik, groot, magtig, so intens liefdevol, so onbeskryflik. U het hom gemaak en gevorm. Toe hy geleef het en nou dat sy liggaam dood is hy nog steeds U eiendom. En ons weet dat geen haar van ons kop afval, sonder dat U dit nie weet en beplan nie. En daarom vra ons U nou, praat tog vanoggend met ons. En vertel ons oor Uself en Hannes. Vertel ons wie U regtig is en wat U planne is. En help ons om te verstaan. Maar meer nog, help Cornelia. Johan Magdalene Cornelia, pa ma Jansen en van der Wetering. Verder elkeen van ons hier wat op 'n manier aan hom verbonde is, wat saam luister oor die hele wêreld, om verder te kan gaan. Die lewe op te pak, te bou op die mooi dinge wat hy sê. Op Jesus, wat hy in en Hannes se lewe gedoen het. Maak ons dankbaar, maak ons bly, laat ons weer lag op U tyd. En laat ons hom tog vanoggend begrawe, terwyl ons regtig glo dat hy self persoonlik daai graf wat ons gaan toegooi, op 'n dag sal oopmaak. U hand uitsteek en sê, kom Hannes, dis tyd
Ons gaan, die nuwe aarde is reg. Daar kan jy ewig leef, eindelose vryheid en doen waarin jy geglo en waarna jy gesoek het. God, nou luister ons na U, want U is genade is onbeskryflik groot. Dis radikaal. Ons vra dit in Jesus se naam wat gekies het om vir ons en vir Hannes dood te gaan. En alles wat sleg is en die kwaad en die duiwel en sy trawante te oorwin, sodat elkeen van ons wat in hom glo mag lewe. Ook al verongeluk is op 'n motorfiets. U is die God van hoop. Amen. Die Here maak elke mens uniek en besonder. Ons gaan kyk vir so 3 minute na 'n fotoportret van Hannes en is deur sy eie seun gemaak. Ek dink nie almal ken hom nie. Johan, gee jou omgee om gou vir ons op te staan. Net so 'n rondjie kan hulle sien. Hannes se oudste seun het hierdie ding gemaak. Nou moet ek die tegniek hiervan af beheer. En hier kom musiek by en ek hoop hy gaan werk. Hoor die winterwind wat oor ons wêreld waai, en die donker ster wat in die hemel draai, en 'n teken langs die pad wat vorentoe bedui. Hier eindig aan jou drome, hier kom jy nooit verby. Wat jy besef terkeer, jou laaste kans verdwyn. Wat jou gees is moeg, en jou lichaam pyn. Dan kom ek vir jou hand, dan kom ek vir jou sê, ek sê my vrienden, o my vrienden, ons moet nooit gaan mee. Dis 'n lied wat Hannes baie lief voor was. Staan my by. Van die Radio Kalahari Orkes. As jy dit nog 'n keer wil gaan luister ergens. Dis nie 'n foto waar Hannes nie gesmile het nie. Dit teken hom. Dis hoe die Here hom gemaak het.
Dis hoekom ek gekies het om Deuteronomium 32 met mekaar uit die Bybel te lees. 'n Stuk uit die natuur uit, oor die natuur. Baie dieper liggende betekenis ook. Hoor hemele, ek praat, ekskuus, laat ek net gou dit inlei. Moses het dit geskryf, dis 'n lied wat hy geskryf het, 3 dae voor sy dood, nadat die volk van die Here baie lank in die woestyn rondgetrek het. Dis 'n lied wat hulle moes leer. Hoor hemele, ek praat, luister my woorde, aarde, my onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkook julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Maar Israel is ontrou aan die Here, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korrup. Doen julle dit die Here aan? Jy is 'n dwaase volk, sonder verstand. Is die Here nie jou Vader, jou Skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring. Dink aan die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou vertel. Jou ou mense dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gee, toe hy die mense en volke opgedeel het, het hy vir hulle grense bepaal. Soveel as wat daar Israeliete is. Hulle is die Here se volk, sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land, waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorgd, soos die appel van sy oog. Soos 'n arend wat sy kleintjies aanspoor, uit die nes skop, oor hulle sweef of fladder, en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Die Here het sy volk die land in besit laat neem, en hom laat eet van die opbrengs van die lande. Hom honing uit klipskere laat geniet, olie uit harde klip, botter uit die beestrop, melk van die klein vee, vetlamme, skaapramme en bokkerhamme uit Basan. Die beste koring, die wyn wat jy drink, kom uit die beste druiwe. Dis tot sover wat ons gaan lees. Baie toepaslike beelde. Maar net nog hierdie woorde vers 11 en 12. Soos 'n arend wat sy kleintjies aanspoor, of uit die neskop beteken dit. Oor hulle sweef en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar is 'n gedig wat 'n Nederlandse iemand, Huub Oosterhuis, gedig het hieroor. Ek het dit in my beste vermoë probeer vertaal na Afrikaans. Hier's 'n gedagte in wat dit baie aangrypend maak. Wat my gedra het, dit verwys dus na God op arendsvlerke, wat my gewerp het in die ruimte, en as ek kruisend geval het, my opgevang het met u vleuels, en weer omhoog gegooi het, totdat ek op eie krag kon vlieg. Liewe, en nou begin ek van nou onder in die lys. Cornelia, Magdalene, Johan, Cornelia, Pama Jansen van 'n Wetering, en almal res, familie, vriende, kollegas. Kort na die berig dat Hannes dood is, het een van sy vriende op Facebook geskryf, "A legend has died." Sjag, en het my geruk, en ek dacht, wow, spot on. Daar is nog baie mooi goeders is daar oor hom gesê, en ek het nog nie alles bygehou nie. Maar hierdie een het by my gebly. Het my nie losgelaat nie, ek het iets gehad van, op 'n manier, iets Sezidol,
Wie dit ook al was en as jy hier is, dankie. Ek sien dit vanoggend op 'n bakkie staan, dit ook 'n legend. Anders was regtig 'n legende. Maar nou is die probleem, ek bly lank genoeg in Nederland om nie krities te wees nie. Jy weet, ons Hollanders is moeilike mense, sê hulle krities. En toe dacht ek, maar legendes gaan ons nie dood nie. Daarvoor is jy mos 'n legende. Legendes het verhale. En legendes doen iets met 'n mens. Maar is ook ware legendes. Soos die ene wat ons gelees het. Nou wil ek julle kinders so bietjie invat in die natuur waar julle baie al was saam met julle pa. En ek kon jou pa gewees het, maar nou gaan dit oor Moses. So 6000 jaar gelede het hy skape opgepas. Dit was sy werk. En nou sien ek om in my gedagtes, sit hy daar in die Karoo, in die woestyn, sit hy onder 'n boom, dis warm, sy skapies is besig om te wei, hy sit onder 'n boom, en hy kou in 'n grasprietjie. En dan sien hy 2 arende, sweef, die arende wat so sweef, pragtig, so op die thermals, die warmtewinde wat omhoog styg. Dan hoor hy dan sien hy eenetjie val onder toe, en hy hoor, tja, so kruis, ek kan dit nou nie nadoen nie, maar hy kruis. En dan sien hy die ander arend kom so by, en hy tik hom so aan met die vlerke. En die kleintjie klap sy vlerke, en hy duik verder omlaag, en die pa maak hom, vang hom op, sweef onder hom, tik hom weer aan, hulle stuur hom by. En dan begin hy kleintjie vlieg. Dan is sy vlerke sterk genoeg. Dan vlieg hy sweef. Dis wat Moses, dink ek, gesien het. Nou wil die Here vir hulle iets sê. Nou praat die Here met Moses, 'n ding wat hy baie gesien het, wat hom in sy geheue gegrif is. Dat hy in die natuur gesien het, kom God naby hom en sê, Moses, dit is wat ek vir jou wil vertel. Soos die arend. Net 'n paar dinge oor die arend. Wat hom so aangrypende voël maak. Hy het 7000 vere. Sy vlerkspanne is so 2 meter lang. En die mannetjie en die vroutjie arend bly lewenslang by mekaar. En hulle bou hulle nes graag op 'n hoë rotspunt, waar hulle veilig is. En die nes kan so amper 3/4 meter groot wees. En die arend self het 'n hol beenstruktuur. En as die kleintjie gebore word, kry jy binne 45 dae 40 keer sy gewig. En na 3 maande het hy sy vliegvere. Dan die arend kan 160 km/h vlieg. En dat hy spesiale oogvliese, sodat as hy so vinnig vlieg, dat die wind sy oë nie uitdroog nie. En dat hy nog steeds sy prooi op 3 kilometer afstand skerp kan sien. Ongelooflike voël. Die voëldeskundige, die ornitoloë, hulle baklei bietjie onderling en sê, ja nee, maar hierdie ding wat Moses sê, die arend dra sy kleintjie, dis nonsens. Anders sê, ja nee, maar daar is iets van die, ek kan nou nie naam vergeet, die iets, Haliaika in die Midde-Ooste wat dit wel doen. Paar voëldeskundiges het dit in 1918 gesien en opgeskryf, dat hulle sien arende vang hulle kleintjies op. Wat die punt uiteindelik is, 'n arend sweef uiteindelik meer as wat hy vlieg. En dis 'n belangrike gedagte dat ek nou verder gaan vertel. Maar kom ons vra net, wanneer sê Moses dit nou? Hy was 120 jaar jong. Want hy was nog net so sterk soos toe hy jong was. Hy kon op 120 jaar nog net so 'n berg uitklouter soos toe hy jong was. Dis 3 dae voor sy dood skryf hy die lied. En hy moes die lied vir die volk skryf, vir die mense. Waar was daai mense? Hulle het 40 jaar lang rondgeswerf. Nou staan hulle op die punt om hulle nuwe land in besit te neem. Dis 'n paar kilometer. En hy moet hierdie lied vir hulle sing, saam met sy regterhand Josua. En hulle sing 'n duet en die volk luister. En hulle moes leer. Want oor 'n paar dae gaan hulle oor daai rivier hulle nuwe land intrek. Nou sê Moses, kyk, daar is julle land. En die Here is en gaan vir julle wees soos die arend wat julle nou 40 jaar lang 'n bekende beeld vir julle geword het.
So is God. Leer dit, dat jy kinders dit kan onthou. Sodat as jou kinders later groot is, daar gebeur iets, dat jy vir mekaar sê, weet jy wat, onthou julle nog pa, ma, het ons vroeër leer sing, daai ding van Moses, van God, van die arend, dis hierdie lied, om te herinner, om te troos, om te bemoedig, maar dis ook 'n lied wat irriteer, en skuur, jy het gehoor wat ek gewees het, want hulle gaan ook van die Here vergeet. Maar hoekom hierdie lied? Hoekom moes hulle die lied hoor? Die Here wil vir hulle sê, so is ek is vir julle soos die arend. Hoe God na hom verwys, jy sien dit mos nou, op daai mooi foto, is dit nou nie lieflik nie? Dit maar die koning van die voëls, koninklik, mag, vryheid, onoorwinlikheid, trou, beskermend, soos het hy sy kleintjie ook beskerm. En as hy kleintjie uit die nes uitgegooi word, en hy kruisend onder toe tuimel, dan vang die arend hom op, hy stuur hom, hy leer hom om te vlieg. God sê, dit is wat ek vir jou is. God praat nie met allerlei moeilike woorde nie. Hy praat met Moses oor wat hy kon verstaan, en wat die mense kon verstaan, en die kinders ook, soos dat julle pa ook met julle gemaak het, in die natuur, en oral waar julle was, en soos julle in die tafel het hy dinge verduidelik. So is God. Hy is trou. En dan sing ons in een van die psalms, soos die krag van 'n arend vernuwe word. Hulle sê arend word so op sy 60ste jaar, word sy krag vernuwe. En 'n ander profeet praat in die Bybel van, jy word nie moeg en nie uitgeput soos 'n arend nie. En heeltemal aan die einde van die Bybel, as God ons so 'n bietjie laat sien wat nou in die toekoms gaan gebeur met ons, dan praat hy oor die mense wat in hom geglo het. Verwys en hulle as die vrou, is soos die 2 groot arendsvlerke. Of die vrou, die gelowige, kan hy 2 arendsvlerke, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe kon vlieg, en daar word sy versorg. Die arend, 'n pragtige beeld dwars deur die Bybel heen. Maar wat doen die Here nou? Die arend kry kleintjies, en hy maak hulle groot, en die arendjies is gemaak om te vlieg en te jag en alles. En op 'n stadium begin hierdie ouers moeilikheid maak in die nes. Die pa maak hom in en hulle fladder en alles, totdat hy kleintjies uit die nes uitval. Hoekom? Omdat hulle gemaak is om te vlieg. En nie om in 'n nes te bly sit nie. Mense moes hierdie lied leer sing. Nie vergeet nie, hulle moes daarop voortbou. Ook as hulle vergeet. Om hulle aan te moedig, om hulle te troos, om te skuur as dit nodig is. En as jy uit die nes uit geskop word en kruis, dan sê God, dan is ek die arend, ek sê jou tik. Hoe tik hy? Hy gee vir jou woord, hy gee vir jou gebed, hy gee vir jou lied, hy praat met jou, hy stuur vir jou 'n wyse iemand om jou aan te stuur. En dan sê God, ons kom nou by die kruisend, maar nou sweef jy soos die arend. En dit is 'n pragtige beeld, want as hy so sweef, dan is in hy gedagte van die vryheid, maar daar is nog iets. Daai selfde woordjie kom ons in die eerste verse van die Bybel teë, in die oorspronklike taal. En daar staan, alles was nog chaos, het was woes en leeg, en God die Heilige Gees het oor die chaos gesweef. En daai chaos beteken, hy was besig om te maak, te vorm, te skep, mooi te maak, orde te bring, te bewaar, 'n nuwe of die aarde te maak. Kragtig, vrugbaar, nuttig, lewenslustig. Dis wat die sweef opdui. As God nou sê, ek is vir julle soos die arend in die woestyn, dan dink jy in daar, ek is besig om julle te vorm. Ek is besig om julle te maak soos wat ek wil hê julle moet wees. Ek sê jy uit die nes uitskop, en jy dink jy gaan te kruis en te pletter val. Ek sal oor jou sweef, ek sal jou vorm, ek sal jou leer om te vlieg. En ek dink Hannes het dit verstaan. Op sy eie manier, soos die Here dit vir hom ingegee het. Hannes die arend. God, en ons is na sy beeld gemaak. God die arend, ons die klein arendjies. Hannes die arend. Dis my gedagte hierby. En nou vandag bewonder ons, nes Moses daar in die veld onder die boom, hierdie arend, hierdie Hannes, hoe God
hierdie Hannes as sy arendjie leer vlieg het. Dis soos asof ons 'n skildery bewonder soos hierdie foto agter my. Bewonder wat God in hom gedoen het, hoe God sy lewe ingekleer het. God het Hannes uit sy ouers se nes uitgeskop. Hannes is tyd om te vlieg. En Hannes het dit gedoen. Soms kruisend, maar die Here het hom bygestuur, om gehelp, om beskerm. Hy het geniet om sy kinders te sien groei en sweef. Hannes het geleer, geglo, geworstel, gesoek en hy het geniet. Nou is dit nou mooi. God is die arend beskermer wat ons leer om te vlieg, te sweef. Sien jy, so ontstaan 'n kunswerk. Ons is gemaak om op hierdie aarde te woon, iets moois van te maak, van te geniet, dit uit te bou. En deur 'n arend wat leer vlieg, hou hy die voedselketting in stand. Hy gaan jag en so gaan die lewe deur. En so het julle kinders en julle kinders verder. En deur die hele proses sien jy die kunstenaar, God, en bewonder jy sy kunswerk. En daarom staan ons vandag stil by Hannes. Om Hannes te besing en te beëer, omdat hy so fantasties is. Mes jy wel. Maar ons bewonder die kunstenaar, God, oor hierdie werk. En ons geniet van Hannes se vliegkuns in die breedste sin van die woord. Hoe hy geleef het en wie hy was vir God in hom en deur hom heen. Maar die kruisend, met val en opstaan, leer jy, het Hannes geleer. Geestelik het hy gesoek. Het hy ook gesoek na antwoorde in die lewe. Ons het ook gepraat met sommige van julle oor dinge soos verrassing en hoe die skepping nou ontstaan het, oor God en oor Jesus en hoe om te lewe as man en as pa. Maar dit is daai kruisend val en so het hy leer vlieg. As jy nie kruis nie, dan gaan jy nie vlieg nie. Die Here het hom so leer vlieg en hom bygestuur met sy arendsvleuels. Sy soeke, soms worsteling, laat God toe en hy stuur hom by. En dan is hy uit geloof gelewe en dit met sy lewe verweef. Maar God leer om te sweef, want God sê ek is altyd by jou. Maar nou op 'n ander manier, Cornelia en kinders, pa en maas, voel dit of ook julle kruisend te pletter val. Hannes is dood. Hoe moet ons nou vlieg? Hoe moet ons nou leef sonder hom? Hoe gaan ons as sy krag, soos dat hy voluit in die lewe gestaan het, hoe gaan ons dit oorneem, hanteer, verder vat en opbou, daarop voortbou? Dis rowwe vrae, dis kruisende vrae en hulle gaan nog kom. Maar sien Hannes is die arend. God is die groot arend. Soos hy gemaak, soos hy verlos en so gaan hy sweef na sy nuwe aarde toe. Ek het Johan gesien, jou afgelope week, Johan. En wat jy doen, hoe jy daarmee omgaan. Jou ongelooflike verdriet, jou ontluikende volwassenheid. En ons het klaar ons konklusies getrek, ou seun, jou pa het jou leer vlieg. Ek weet nie of jy dit alself besef nie, maar ek het jou sien vlieg hier weer afgelope week, kruisend. En ons is trots op jou. Magdalene en Corlia, ek sien die liefde, die blydskap in julle gesig, die vrolikheid wat in jou pa se gesig was. Miskien het julle te min tyd gekry om met pa te vlieg, maar genoeg gekry om verder te gaan. En nou soos Moses sê, vra vir pa, vir oupas, oumas, ooms, tannies, vriende, want hy het baie gehad. Leer pa se lewensverhaal, waarin hy bly was, wat vir hom swaar was. Vat dit verder, dis wat God wil hê, want julle gaan ook vlieg, en julle vlieg al. Nou is die verdriet groot, kruisend, maar die groot arend gaan julle nie loslaat nie, hy sal julle opvang. Leer julle pa se lewenslied sing, en Cornelia, ons kan baie sê, maar net dit, jy en Hannes is 'n pragtige duo gevlieg. Iemand het dit gister ook vir my, nou nie meer vir my vra wie nie, want baie mee gepraat, maar gesê, julle twee is nou 'n pragtige voorbeeld van 'n eenheid, hoe daai twee arende saam gesweef het, en hulle kleintjies versorg het, en geleef het. Die persoon het gesê hoe 'n huwelik en 'n span moet wees. As jy my vra hoe jy verder moet gaan, ek kan nie vir jou daai antwoord nou gee nie. Die antwoord wat ek het is, hy weet. Ek het ervaar hoe die Here mens dra in sulke tye. Ek weet,
Die Gees van God sal jou nie loslaat nie. Dit geld self vir pa en ma, broers, almal wat aan hom verbonde was. Hy sal net soos die arend jou bystuur, jou bytip. Of nou met 'n traan of 'n lag of 'n teks, whatever. Glo dit, bou daarop, want Christus het dit waar gemaak. Want as jy in hom leef en in hom sterwe, dan sal jy lewe nou en na die dood. Dis sy belofte. Hannes het gesweef in sy vrae oor God, oor sy verlange om God in sy lewe deel te maak van alles, op sy motorfiets en sy paraglider, as hy met sy familie was, as hy boontoe moes gegaan het, Pretoria toe, gou by pa Maalok op besoek gaan, terwyl hy vir sy werk daar is. Hy wou dit verweef, want God is in ons lewens vervleg. Sy behoefte, wat hy vir jou gesê het, voordat hy dood is, ek wil graag Sondag kerk toe gaan. Hoor dit, proe dit, hoe die Gees in hom gewerk het, dat hy kom bid, en miskien weer leer bid het, steeds sterker, ons Vader in die hemel. Dat hy mocht weet, Jezus is nie maar net 'n tovenaar nie, maar hy gebruik die natuur en die wetenskap. En dat Hannes lekker out of the box leer dink het. Nie tradisioneel stereotyp, hy het nagedink, hy het gedurf. Dis hoekom hy gegroei het, dis hoekom Hannes 'n legend was. Hy het bly lees en wou antwoorde kry. Hy het my soms 'n ding deurgesê, as hierdie ou dit geskryf, wat dink jy? Dan soms het ek gesê, dis die stupidste ding wat ek nog gesien het. Ek weet nie watter ou dit geskryf het nie. En 'n ander keer sê ek, fantastiese stuk, pragtig, so het hy gevlieg. Breed gedink, wat 'n lewensgenieter. Sy oë altyd gelewe, ondeend, pret, grappe maak. Gister het Cornelia nog gesê, sy pa altyd grappies gemaak. Dit is so. As omtrent nie 'n foto waar Hannes nie jy hom kan sien as 'n lewensgenieter, 'n omgee mens. En dit kon ek ook gehoor het agterkom in sy vriende. Ek dink hier is baie vriende wat saam luister. Ouens, dit wat julle vir Hannes gedoen het. Dit getuig van vriendskap, maar dit getuig van wat die Here in hom gedoen het. Dis hoekom ons vandag die groot skepper van Hannes eer. Die skepper van die hemel en aarde, hierdie kind van die aarde. Daar waar Hannes so vry was, in die Karoo, in die Tankwa, waar die Here hom kom haal het. Waar hy eind gaan ry het om sy kop skoon te kry. En dit waarmee hy gewerk het, sy dood geword het, skape. Maar lief vir die aarde wat die Here vir hom gemaak het. Tussen die wolke, tussen op die water, in die Karoo, in die vryheid van die natuur. Sy innoverende denke ook op biokinetika gebied en voortplanting. Ag, so kan ons aangaan. Al wat ek vir julle wil sê, God het Hannes laat sweef, soos wat die Gees dit in die begin bedoel het, vormend, skepend, en het gaan in julle verder. Kom ons eer en loof God. Kom ons dank God oor Johannes Cornelis Jansen. Hy is kruisend uit ons midde weggeruk. En ons verdriet vir ons geliefde Hannes is onbeskryflik. Vir my voel dit hy is nog iewers met vakansie of vir sy werk, hy kom nog terug. Dis soos dit vir my voel. Maar ons gaan hom net nou regtig begrawe. Maar in die geloof dat hy nou in die woorde van een psalm in die Bybel op hierdie oomblik wandel en huppel op die weë van die ewige lewe. En dis vir my krag, dis my comfort. Dit gee 'n lag tussen ons trane deur. Dus hy moet nie 'n vergete legende word nie. Nie een kind van God mag 'n legende, vergete legende word nie. Ons leef en sweef verder op hulle voorbeeld. My baie woorde, dis alweer te veel, kan julle nie troos nie. Ek het vir julle kinders ook gister gesê, daar in die kamer, julle gaan baie nie onthou nou wat ek gesê het nie. Luister dit later terug, al is dit oor 10 jaar. Dan kan jy dit dalk nog beter sê as ek. Maar bou verder daarop. My woorde kan julle nie troos nie, maar die God, wat in Jesus Christus sê, hy het julle lief en hy sal julle nie loslaat nie. Wat Hannes gesê het, ek is jou Vader, en wat het nou ook vir hom sê, hy gaan vir julle dra en vir julle krag gee. Dit weet ek, met my hart, met my verstand, met my woorde, my emosies en met my dade, alles, die drie enige God van hemel en aarde, wat Hannes deur sy geliefde seun tot hom geneem het. Mag God julle seën, mag julle vlieg.
Amen. Kom ons sing. Die volgorde op die blaadjies bietjie de mekaar. Op die tweede bladsy sing ons die lied onderaan, skrifbereiming 24, vers 2, 6 en 7. En hoekom ons dit sing? Net daai een gedagte. Die laaste vers het ons gesing by Hannes en Cornelia se troue. Sy wou dit graag gesing het. Dink daaraan. Kom ons sing dit. Sal ons saam bid. Vader, liewe Vader, Papa,
U wat daar bo in die magtige, glorieryke en eindelose hemels woon, en diep in ons harte en in ons lewens. U wat so intiem met ons verbind is, met ons gedagtes, ons emosies, met ons woorde, met wie ons is, was en sal wees, wat met ons gebeur het en sal gebeur. U wat ons beter ken as ons onsself. Ons kyk nou u, en ons wil u dank dat u met ons gepraat het. Ons het in die begin gesê, dis net u wat ons kan help. Ons het gehoor dat u met ons praat in die Bybel, met woorde wat ons hopelik almal kan verstaan. Gewoon 'n beeld in die natuur. En sê, so is ek vir jou, Cornelia, Hannes, Johan, Magdalene, Corlia, Anton, Gerda Jansen, Henk, Kobie van der Wetering, bly opnoem. Ek is die arend, ek het jou gemaak, ek het jou uit die nes geskop, dat jy kan vlieg, dat jy kan leef op hierdie aarde, soos 'n arend. En in Jesus Christus gee ek vir jou die krag om te vlieg. Dan sweef ek op die wind, gedra deur die Gees, deur die krag van u liefde. So gaan ons hier verder in daardie geloof. Anders het ons nie net nie hoop nie. Dan is ons regtig bejammerenswaardig. U is die God van lewe. En u is liefde. En dit het ons ervaar. En 'n fantastiese mens. Nie omdat hy nou skielik, nou dat hy dood is sonder foute was nie. Maar Here, wat was hy 'n pragtige kunswerk. Net soos wat ons in die natuur of in 'n dieretuin 'n dier bewonder. En u daarvoor eer en sê, as ons terugkom van vakansie, het ons mooi dinge gesien, sê ons, God is groot, ons het hom teëgekom in sy werk in die natuur. So het ons u teëgekom in Hannes. En ons eer u daarvoor. En ons sal u ontmoet, wanneer ons in u glo, mag bly glo. As ons saam met u verenig mag word op daardie fantastiese nuwe aarde, waar ons so na verlang, waar 'n einde is aan al die ellende en die verdriet en die dood. Here, en nou is ons gebed, sweef oor hierdie familie, elkeen wat verdriet het, ook die kollegas, ook die pelle, ook hulle wat ver weg is, en maar net deur 'n internetverbinding moet luister, en liewers hier sou wel gewees het. Dra hulle, maar veral sy vrou en sy kinders. Here, troos hulle, en as daar trane is, en daar sal wees, mag 'n trane van hoop en dankbaarheid ook wees. Ons kan baie dinge nog sê, ons kan baie dinge nog vra en nog benoem, maar ons dink ook aan Hannes se ouers en skoonouers, wat hulle kind sien ly, hulle skoonkind. Here, u vat hart aan 'n mens, as jy ouers se kind wegvat, of aan hulle kom. Maar ons weet, u is trou tot in ewigheid, en u doen net goed. Nou verstaan ons glad nie, maar ons weet ons sal verstaan. En daarom kyk ons na u, want ons staan voor 'n donker Golgotha, en ons sien 'n kruis in safierblou met die son, die skitterende strale uit die hemel, en ons sê, yes, daar's hoop, daar's lewe. En so gaan ons Hannes nou plant in die grond, soos 'n saadjie, en hy sal opkom, want u gaan hom daaruit opwek. Lewende Here, dra ons, troos ons. Dankie vir die boodskap van die evangelie, maar ons bid ook vir geloof, ook vir hulle wat nie gewoond is aan hierdie boodskap nie, wat dit nie ken nie, of wat afskeid daarvan geneem het. Here, mag daai vuur gaan brand, opvlam, want u is die lewe tot in ewigheid. En dit bid ons uit genade, want ons het dit so ontvang. Amen. Ek het nou vir julle baie goeie nuus. Vir die volgende aantal minute hoef julle nie na my te luister nie.
Ek wil 'n paar mense die woord gee wat graag 'n bietjie wil sê, allerlei mense wat persoonlik op 'n manier verbonde was, dat julle maar so een vir een vorentoe kom, gaan ek vir julle die mikrofoon gee. Eerstens Pa Ma Jansen. En dan is daar net dat julle so 'n idee daarom nog so, ek dink so, nee, is daar nie 20 mense nie, so 4 of 5 wat nog wil praat. Hierdie is 'n boodskap aan jou, Hannes. Jy is in liefde ontvange en gebore. Gebore op ou Kersdag. En daarom was daar op jou verjaarsdag bitter min mense. En op jou afskeidsdag is hier honderde. Jy het groot geword op belofte, Hannes, met sy ruimtes. Daar was grond tussen jou tone. Jy het jou lewe geëindig op 'n grondpad in die ruimtes. Hannes, met jou vlieg het jy die onsienlike gesien. Met jou ry in die Karoo het jy die onhoorbare gehoor. Jy het die ontastbare gevoel in jou tuin. Anders jy kon uit die boks uitdink. Soms aggressief. Soms en baie vernuwend. In jou werk het jy anders gedink. Ook so in die kerk, ook so in die gesin. Het idees gehad. Jy het hulle ook werklik. Nou, in ons rou smart, nou troos jy ons met daai nalatenskap. Jy troos ons met die humor wat ons in jou huis sien wat teen die mure staan. Jy troos ons as ons jou e-posse weer eens lees. Jy troos ons as ons kyk na die liefde wat uitstraal Cornelia, Johan, Magdalene en Corlia. En nou sien jy vir altyd die onsienlike. Jy hoor vir altyd die onhoorbare. Jy voel die ontastbare. Hoog bo die wolke en berg, o Heer, verryk tot in die hemelsfeer. U liefde, trou en regspraak. Geen plek is vir u afgeleë. Laat skyn oor ons u aangesig. Ons Tankwa kind. Hoe het die liefde vir die Tankwa gebied jou die laaste jare diep geraak? Jy het ons daarvan vertel en kon ons indink dat jy jou gees na besige tye daar kon gaan skoonmaak. Omdat jy 'n ware kind van die aarde is, kon jy hierdie ruimtes, wytes, verre horisonne, Karoo-bossies, die ondergang en opgaan van die son, en dan die heilige stilte so intens indrink. Ook die eenvoud en opregtheid van die mense in die Tankwa het jou hartsnare geroer. Nou het God jou, sy geliefde en speelse kind, in hierdie pragtige omgewing
jou lewe tot stilstand laat kom. 'n Doodgewone skaap was die oorsaak. Diere met wie jy daagliks gewerk het en ook jou nering was. Hoe sal ons as klein mensies al hierdie dinge verstaan? In die bloei van jou lewe met 'n pragtige gesin, roep hy jou op jou naam en laat sy gees weer na hom terugkeer. Ons verstaan nie hoekom nie. En sit maar ons hand op ons mond soos Job ook gedoen het. Wie kan met jou maker twis? Gelukkig is ons padwyser of GPS in die lewe, die Bybel. Dit is 'n geweldige leer- en troostboek en sal ons help om jou gemis te verwerk. Hy het mos beloof, ek sal en ek wil en ek sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Totsiens, liewe seun, tot ons weer ontmoet op 'n vernuide aarde, waar ons weer mag werk en speel, sonder trane en pyn, soos God dit in Genesis self begin en ook bedoel het. Watter troos, watter toekomsverwagting. Aan u, o Lam van God, sy ewig lof en prys en krag en roem. Amen. 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 Willie van der Waal, wil ook graag praat, sus van my ma, ek dink namens die boumeesterfamilie, dus die ma se kant. Soos André gesê het, ek is gevra namens die boumeesterfamilie in Pretoria en in Nederland om hierdie boodskap aan julle oor te dra. Liewe Gerda, Ton, Kobie, Henk, Cornelia, Johan, Magdalene, Corlia, die swaars, die broers en vriende, al die familie. Hulle het die boodskap geskryf. Ons was hierdie week by mekaar by Emmy se verjaarsdag en het gepraat of een van ons die begrafnis kon bywoon. Ons het gemeen om dit nie te doen nie in verband met die afstand, die leeftyd en die gesondheid, maar om vir Willie te vra om namens ons hierdie briefie voor te lees. Die boumeesterfamilie deel julle hartseer met die verlies van Hannes. Ons wens julle baie sterkte toe met die verwerking daarvan, al die reëlings en al die nuwe planne wat gemaak moet word. Die meeste van ons wat Hannes goed of oppervlakkig geken het, stem almal saam. Hy was 'n besonderse lewens- en natuurgenieter. In Prediker 3 vers 1-13 staan ook baie inspirerende dinge oor God se gawes aan die mens. Daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde te dans. 'n Tyd om jou saad te saai en 'n tyd om jou saad terug te hou. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. 'n Tyd om op te pas en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om vas te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat.
'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat 'n voordeel is daar vir die een wat iets doen wat hom vermoei. Ek het nagedink oor die taak waarmee God die mens belas. Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee van die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot einde verstaan nie. Ek het besef, daar is vir mense niks beter as om vrolik te wees en tydens sy lewe die goeie te doen. Mense moet eet en drink en onder al hulle moeite nog die goeie geniet. Dit is geskenke van God. Mag ons hemelse Vader julle in alles bystaan en verlig met sy gees. Dan is hier nog 'n psalm bereim, Psalm 62 vers 4 en 5. Maar jy my siel, swyg stil voor God, beskikker van jou lewe en lot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. God is my rots, 'n skans vir my. Hy sal my voetstap veilig lei. Ek hoef geen wankeling te vrees nie. In God is al my heil en eer, my sterke rots en teeweer. God is my toevlug in die lewe. Vertrou op hom, o volk in smart. Stort voor hom uit jou hele hart. God is 'n skuilplek, hoog verhewe. En dit kom van Jannie, Jan en Loes, Albert en Steini, Emmy, Nies, Philly en Wim en Ellie en Ben in Nederland. Baie dankie. Colleague of Hannes, business partner, welcome. I think he'll be doing it in English. Dutch is also okay, but... Dankie André, dankie Dominee. Ek gaan dit in Engels doen. Ek dink Johannes sou dit verkies, dat ek dit in Engels doen en nie in my gebreklike South-Afrikaans. So verskoon my Engels. Johannes, this is a message to you on behalf of your colleagues at Worldwide Size, Four Lakes, and your colleagues in America. 22 years ago, in September, in Bloemfontein, Peter Pence, who is at the service, and myself interviewed you. Paul Mead and Trevor Colby, who were also at the service, were part of the interview. He was a young gentleman who just come from the family business and just returned from overseas, and he had this passion. He wanted to make his mark in the world and in life. And you could see this just from 2 minutes of an interview. We didn't even have to continue the interview. Johannes, that was the beginning of our relationship. 22 years ago, which is just under half of your life, that we had the privilege and the honor of being involved with you. Your sharp sense of humor will make us laugh whether you're with us or not with us. We will treasure those memories of your sense of humor and the way you always looked at things in a different way. You looked at things out of the box. 8 years ago, I had the privilege of becoming business partners with you. And I treasured that situation. I never thought that this day would come. We all think we live forever. I don't think you thought this day would come. But I will always treasure our time together in business and as colleagues. And you taught me a lot about life. You taught me a lot about enjoying life, living life, and being passionate in your business. We will treasure your memories, Johannes. And our hearts go out to your family, to Cornelia, to Johan, to Magdalene, to Kolja.
I will always be there for you guys. And Johannes, rus sag, and goodbye my friend. Ek wil graag vir Delail vra vanuit die vriendekring. Andre, ek wil net eers sê, seën vir jou, weet jy, dit was die pragtigste boodskap, regtig. En Johannes Jansen, kyk, nou kies hulle vir my om te praat, want ek is die een wat die maklikste praat onder alle omstandighede. Ons sê maar Johannes en Hannes en alles, want die bedryf is al so by Hannes, so vir ons was dit maar alles dieselfde. En ek kyk die blomme vanoggend so, en Hannes en sy pikkewyn en sy veldblomme, en eendag was hulle in die veld gewees, en toe bring sy ons pragtige bos, en ek sal dit nooit vergeet nie, dit is ook maar, ek sal onthou. En soos ek gesê het, hulle het vir my gevra om te praat, want ek is 'n spreker, so ek minste knop in die keel, hopelik. Ons Melkbosstranders harte is baie seer. Ek was die aand nog besig om die hartseer in Stevens se stem in sy oë te kyk toe die telefoon lui. En toe is daar nog hartseer. Ons het niemand gehoop om vandag hier te wees nie. Maar ek moet vir sê, toe Hannes besluit het om Melkbosstrand toe te trek, was dit een van sy beter besluite. Ons is nie alleen op hierdie aarde nie, ons is omring deur mense. En my suster het eendag my gesê, ek het gesê, man, ook die mense. Toe sê my suster vir my, jy kan nou so sê, maar die dag as jy kinders het, dan gaan jy met baie mense meng, want daai skool maak jou meng met baie mense. En nou ja, Hannes het 3 pragtige kinders, en hulle het ons gemaak meng met baie mense, en dit het baie diep in ons harte gekruip. En hier sit vandag baie mense van Melkbos, wat baie lief is vir sy gesin. En ek kan vir julle baie stories vertel, maar ek gaan so kort as moontlik hou, hoe ons op en af spring op die stoep, as ons nie kom die vliegtuig hier oor. As Chris anders gooi sweets, dis ook 'n grap. En julle is dit baie mense wat baie hartseer is, en sy baie kry buddies, wat weet hoe bitter graag hy baie gery het. En sy vliegbuddies, wat weet hoe bitter graag hy gevlieg het. Hy het selfs sy Agus in die fiets bietjie opgehang vir die vliegtuig. En dan die buurtwagbuddies, wat weet hoe anders in die nag rondhardloop om die omgewing vir ons veilig te hou. En al die mammas en pappas van die skole, wat weet van oplaai en aflaai. En almal weet wat 'n besonderse papa hy was. En ek wat nooit weer Grease Lightning sal dans nie. My ou dance buddy. En ja, Hannes was altyd van energie en 'n lekker bok vir sport, en ek kan net dink, ons gaan nou nie weer die lang trein sien terugkom van vakansie af nie. Hy het nie net een ding gesleep nie, hy het sommer 'n hele trein gesleep. En nou dag, toe ek so ry op pad na Cornelia se huis toe speel One Republic, daai liedjie, I Lived. En julle dit vat dit saam, dit en die prentjie voorop waar Cornelia en Hannes tussen die blomme staan, vat vir my regtig alles saam, en ons wil net sê, ons ou maatjie, rus in vrede. Ons hom ook vir Roel vra. Die Jansens is in die oorvloed weer vandag. Roel, broer, nommer 3 van 4, om vir ons 'n paar bedankings te doen. Ek is net gevra om die bedankings te doen. Ek gaan dit nie met die flair doen wat Hannes bedankings altyd gedoen het nie. Ek gaan nie tant Koeks bedank wat vanoggend al opgestaan het om hoenders uit die hok te gaan haal sodat die tannies die koeksusters kon gebak het wat ons nou gaan eet nie. Ek is maar ons los dit vir hom as ons hom weer sien. Ek wil baie graag net begin deur vir die Gereformeerde Kerk Bellville Oos te bedank, Dominee Kingma, dat ons die fasiliteite mag gebruik, die kerkraad en die koster, die orgelis Eise Geerts, Matt wat die beamer gedoen het vir ons, en Toby wat die klank
die hanteer het. Baie dankie daarvoor en ook vir die susters wat vir ons verversings later gaan verskaf. 'n Baie groot dankie vir die plaaslike gemeenskap. Dit is ongelooflik. Ek wil nie dinge oor 'n kam trek nie, maar ek glo nie mense gaan hierdie tipe ondersteuning kry sommer in Pretoria of Johannesburg nie. Die akkommodasie, die kos wat aangedra is en afgelewer is by Cornelia, die blomme, die harte wat oopgaan van ondersteuning. Ek dink Melkbos of die hele area, dit is net ongelooflik van wat ek gesien het. Baie dankie. Ek gaan so cheeky wees om te vra, mag ek nog op julle ondersteuning verder vra vir Cornelia vorentoe met die 3 kinders. Dan wil ek ook net vir gaste wat van heinde en ver gereis het, baie dankie sê, van landswyd, Namibië, the United States of America, Nederland, en ook Chris en Penny van All Days. Ek wil 'n woord van dank of spesiale melding maak vir die Suid-Afrikaanse polisiedienste op Middelpos, die manier hoe hulle aanvanklik met my gepraat het en die nuus oorgedra het. Maar ek dink ook op die manier hoe hulle later hierdie week, toe Ivan Rudolf, my broer, daartoe gegaan het om die besittings te gaan haal en vir Hannes te gaan uitken, vir die kaptein en die konstabel daar, opregte dank. Dit is weer eens ook 'n besondere diens wat die mens amper deesdae nie meer dink jy kan verwag nie. Johan, ek wil vir jou ook sê baie dankie met jou bydrae wat jy gedoen het met die fotokollage vroeër vandag en ook met die kaartjie. Dit is pragtig dat jy in so 'n tyd ook so bygestaan het. Magdalene, Cornelia en Corlia, julle ook in die tydjie wat voorgaan, maar ook in die week wat verby is, baie dankie. Dat julle selfs in sulke omstandighede ook met 'n glimlag kon gehelp het en dan weer met 'n traan. Dit is pragtig. Cornelia, en dankie dat jy die leier oor hulle ook hierdie week bymekaar gehou het. Ek wil vir Michiel baie dankie sê, waar hy gehelp het met, solank met boedelsake. Andrei, baie dankie vir die dienslei hier. En dan heel laastens Cornelia, baie dankie dat jy die huis so oopgemaak het vir almal hierdie week. Ek dink daar gaan 'n punt kom waar jy gaan sê, dankie tog, nou is almal weg en het ek weer 'n bietjie lewe. Dankie. Lanklaas ons so baie ore gevat. Grootes, kleintjies. Daar kapper word. Ek het nog iets. Die mense wat bietjie van wat kerk toe gaan, baie van julle sal Martin Mans ken, wêreldbekende orgelspeler. Hannes was heeltemal verslaaf aan sy musiek, aan Martin Mans se musiek. Dit is nou toevallig so en dit klink nou baie vintie, maar ek bedoel dit nie so nie. Ek ken vir Martin Mans. Ons woon in dieselfde stad. So ons dorp, maar mens moet sê stad. Ek het hom Dinsdag gebel en ek het na hom toe gery. Want ek het laas jaar ook al vir Martin vertel oor Hannes, dat Hannes so lief was en wanneer kom jy weer? En goed, hy weet toe Februarie in Pretoria aan die Kandelaar gaan luister, Hannes en al ekstase my, André, dit was so mooi. Toe dacht ek, wie jy, ek gaan vir Martin bel. Ek het na Martin toe gegaan, ek het vir hom gesê, Martin, ons gaan Vrydag my boetie begrawe. As jy nou daar sou wees, en ek sê vir jou hierdie volgende paar dinge oor Hannes, wat gaan jy vir hom speel, agter die orgel? Hy sê, sonder om na te dink, hy sê, o Heer my God, when I'm awesome wonder, julle ken hy lied, ons gaan hom nou luister, het vir my die CD saamgegee, hy sê, nou jammer, hy kan nie hier wees nie, maar hy sê, baie sterkte, ek het dit al opgeneem, ek sal dit vir julle later gee, ek wou dit nou gespeel het, maar dit is nie baie duidelik nie, maar ons vat 'n paar minute, ons het nou baie gepraat, kom ons luister bietjie na die musiek, en vir die wat die woorde nie ken nie, gaan ek nou op die beamer sit. Ek het vergeet om dit te sê. Ek sal hom nou aansit.
As jy die woorde in die teks van die lied luister, jy sien Hannes in die natuur, die vlieg, en jy verweef vir die lied daarmee, dan kom hy mooi, ek by in geval by my diep in. Ek het hom in die kar op my CD gesit, ek het daarna by die koffieshop, waarby jy by ons nie koffie kry nie, maar ander goeders. Ek het hom daar gaan luister, en die ouens kon nie worry dat trane oor my gesig loop nie. Maar daai vryheid, die grootsheid van God, so met die pragtige lewe. Sal ons nog 'n lied sing met mekaar. Dis 'n lied wat die kinders graag sou wou sing. En hoekom? Ek het daarby geskryf die Pinksterbelofte. Dis die belofte van nuwe lewe, nuwe harte, 'n nuwe gees. Hoe pragtig toepaslik. Kom ons staan ook terwyl as ons dit sing. Skrifbeneming 14. En dan daarna bly ons staan. Die Here stuur 'n mens nooit met leë hande weg nie. So sê oupa en ouma dit baie keer as jy op besoek gaan, gee altyd 'n persentjie saam. Die mooiste gee God julle saam. En dis sy seën. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen. Mag ek u versoek om nog 'n oomblik te gaan sit? Ek het 'n paar afkondigings. As ons nou hier klaar is, net na die afkondiging het ek nog een dingetjie, dan verlaat die gemeente, dan verlaat u as eerste die kerk, maar die familie en die draers gaan as laaste buite. Dit beteken dat u die buitekant kan wag en dan as laaste sal die draers Hannes buite toe dra na die waar toe die draers by
by die nou is Henk van der Wetering skoonpa, Wilbert van Voort swaar, Anton Sterk swaar, Sjaak Hagge swaar, Johan Bosema swaar en Johan Jansen seun. Dus die familie die sal as laaste dus buite toe gaan. As u meelewing wil betuig met Cornelia, met die familie, dan wil ons u vra om dit tog maar by die graf te doen, of na die ter aarde bestelling. Daar is nie baie tyd nie, ons moet so gou as moontlik soontoe gaan, dus nie na die diens nie. En ook u vraag om die blaadjie saam te vat na die graf toe, omdat ons dit daar gaan gebruik. Hier by die kerk, maar ook by die begrafplaas is 'n besoekregister wat u asseblief moet invul. En almal is welkom na die begrafnis self, en daarna sal by die op die begrafplaas tee, koffie en eetgoed wees. Hou daarmee rekening dat daar ongeveer 'n halfuur se ry is tot by die graf. Die adres staan onderaan op die liturgie. Ons gaan, dink ek het nou alles, maar ons gaan gou skakel. Anders het ek nou net 'n bietjie kyk hierdie ding hoor. Die tongenetjies geniet. Your love's making all things new. You're working in all for good. For the things of this world, there is hope renewed in the life that is found in you. For you make all things new. You make all things new. Yesterday and forever, your love never changing. This hope never fades. Faith is in things unseen. Life where it has not been. Speaking things that are not as if. For you make all. Dit beloof ons Hannes, this one's on you. Baie dankie. U mag nou die